waarheid, Here, dat die ons lei. Laat die ons ook vandag bring by die woord, dat ons kan stil raak en kan luister. Ons begin ons erediens, Here, in U naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wie van ons was nie al by 'n punt wat ek geweet, dit wat ek sopas gesê het, kom nie uit by die mens wat ek probeer wees nie. Dit wat sopas oor my lippe gekom het, strook nie met my identiteit as kind van die Here nie. As mense my nou gehoor het, gaan hulle nooit sê, hierdie ou is 'n kind van die Here. En weet jy, die oomblik as jy by daai punt kom, dat jy besef, my woorde was onnodig. My woorde was hard, gevoelloos, afbreekend, beskuldigend, genadeloos, kritiserend, kras, kriep, vernietigend, veroordelend. Die oomblik as jy dit besef, dan is dit eintlik klaar te laat. Dan het jy te vinnig gepraat. Kan ek volgende vir jou sê, dit is nogal moeilik om terug te kyk en agtergekom, my woorde het iemand anders se lewe in 'n oorlogsone omskep. Dis net gate en gemors en wrakstukke waar jy kyk. En dis hoekom ons nie moeite doen om terug te kyk nie. Want ek wil nie sien my woorde het soveel skade aangerig nie. Ek wil nie sien die verwoesting wat ek gedoen het. Daarom gaan ons maar net aan, ons sit oogklappe aan en ons gaan vorentoe en ons hoop die een wat hier agter lê, gaan mettertyd beter word. En dan sê Jakobus, nee, nie so maklik nie. Gaan staan 'n bietjie stil. En doen wat Lot se vrou nie moes gedoen het nie. Kyk 'n bietjie om. Kyk 'n bietjie hoe lyk dit agter jou. Kyk 'n bietjie die gesprek waaruit jy sopas wegstaan. Kyk 'n bietjie wat laat dit agter. Kyk 'n bietjie hoe lyk die verwoesting. Wees stadig om te praat. Nou wil ek vir jou sê, dis iets wat moeiliker kom vir extroverte, is dit nie. 'n Introvert hoor vanmôre hierdie woorde en dink, gaan nie te sleg nie. Extroverte se woorde is nooit stadig. Hulle loop nie, hulle kruip nie, hulle hardloop, hulle vlieg. Dit kom sommer nie. Extroverte het altyd verskriklik baie woorde. En die goed kom van oral af. Uit die hart, uit die kop, uit die gedagtes, tussen die longe uit. Soos motte na 'n vlam toe. Daar's altyd 'n oormag van woorde. Nou kom die kenners en sê, daar's 'n paar goed waarvoor jy moet uitkyk.
Wat tekens is dat jy eintlik dalk 'n bietjie te veel praat. Wanneer jy met mense praat, sê hulle, en hulle kry so ver af uitdrukking in hulle oë, asof hulle oë na hulp en redding soek, eintlik doodraak soos narkose, dan moet jy weet, bly 'n bietjie stil. As jy voor iemand se pad gaan staan, sy weg versper, want jy wil jou storie klaar praat en dit lyk of hy wil loop, dan weet jy praat te veel. As jy iemand aan die mou beet kry of aan die arm en hom terughou sodat jy kan klaar praat, moet jy weet, jy praat te veel. As jy aan die afgelope 10 minute dink, en dis 'n moeilike een vir myself, en jy kan aan niemand anders te dink wat gepraat het nie, weet jy praat te veel. Jy misbruik jou gratis ligtheid, want dis wat gebeur. Jy misbruik jou gratis ligtheid. Daar is natuurlik ook 'n ander ding wat gebeur met ouens wat te veel en te vinnig en te moeilik en te hard en te genadeloos praat. Hulle val iemand kronies in die rede. Die persoon wat met hulle praat, kan nie eens genoeg tyd kry om asem te skep nie, dan vat hulle daai pause en hulle gaan verder aan waar hierdie persoon nog nie wou ophou nie. Hulle val iemand in die rede of hulle voltooi die ander persoon se sinne vir hulle. Ek ken mense wat die afgelope paar jaar nie die voorreg gehad het om 'n sin te kan voltooi nie. Want hy word altyd klaar gemaak. En dis hier waar Spreuke 17 vers 27 en 28 so mooi praat. Wie kennis het, is spaarsaam met sy woorde. 'n Mens met insig bly kalm. En dan so halftong in die kies sê vers 28, as 'n dwaas nie praat nie, kan selfs hy aangesien word vir 'n wyse. En as hy sy mond toe vir 'n verstandige mens. Het jy al ooit gewonder, hoekom praat ek so baie? Hoekom kan ek nie stil bly nie? Hoekom sê ek dikwels soveel onbesonde dinge? Is dit omdat jy aan die een kant dalk iemand is wat verskriklik vinnig opgewonde raak? En as jy opgewonde raak, of jy hartseer is, of jy bly is, of jy kwaad is, of jy ontsteld is, jy deel dit. Ander mense vat dit binne toe. Jy deel dit uit in die wêreld en sê, hoor 'n bietjie deel. Is dit die rede? 'n tweede rede waarom jy dalk nie kan ophou praat nie. Jy wil altyd die middelpunt van aandag wees. Die puntjie waarom alles draai. Die as, die rad waarom alles draai. Daardie neiging wat ons het om sommer bo oor iemand anders te praat, want jy sê wat jy wil sê nie vinnig genoeg nie, en ek wil nou sê wat ek wil sê. Daardie neiging wat ons het om met iemand te praat en hulle belewennisse af te maak as iets wat sommer maar net is. Daardie neiging wat ons het om ons sinne te begin in die woorde, dis nog niks. Hoor wat met my gebeur. Hoeveel keer begin jy jou sinne met, dis nog niks. Klein jakkalsies, lelike verniel, en baie wingerde. Of dalk het jy nie die diep begeerte om altyd in beheer te wees. Dis ook so. Dan word jou woorde jou soldate en jou tong jou generaal. En hierdie ouetjies, hierdie mag moet sorg dat ek veld wen en dat ek in beheer bly. Die laaste sê is altyd myne. Of dalk praat jy so baie, omdat jy eintlik onseker voel binne. En altyd vir mense eintlik wil laat blyk. Ek is oulik. Ek is slim. Ek is ingelig. Ek is toegerus. Maak nie saak wat die rede is. Somtyds voel het my, ons moet van hierdie mediese bandjies begin dra aan die arm wat sê, ek kan nie ophou praat nie, hou jy asseblief net op met luister. Want 'n stortvloed, onbesonne, ondeurdagte woorde, kan 'n verhouding doodmaak.
Is lekker om langs 'n rivier te bly, 'n voortdurende aanhoudende stroom is dit nie, maar as daai rivier elke dag in vloed is, dan spoel hy later elke stukkie beskawing op sy walle weg. En dis wat hier gebeur. Ek dink sommige mense dink hulle woorde is die enigste goed wat hulle nog aan die aarde vasanker, en as hulle daai lyntjie afsny, dan gaan hulle nie in verdwyn. Wees stadig om te praat, sê Jakobus. Natuurlik is dit die tweede opdrag. Dit hang baie nou saam met die eerste een. Wees vinnig, flink, om te luister. Maar as jy nie stadig is om te praat nie, is daar nie tyd om te luister nie. Gaan jy nie kan luister na God, of enige iemand anders om jou nie, selfs nie eers na jouself nie. En dis die probleem, voordat ons so vinnig begin praat, daar is nie tyd om te luister nie. Mense wat te vinnig, te baie praat, is bang vir stilte. Want stilte sê, nou moet ek hoor wat God vir my sê. Nou moet ek luister. En dis een ding, jy kan dit maar gaan meet, mense wat te vinnig praat, te veel praat, het nooit geleer om te luister nie. Daar's altyd 'n wanbalans. Want om te luister is eintlik om jouself te verloor, is dit nie? Is eintlik om 'n dienaar te wees. Om te luister beteken, ek sê vir jou, jou woorde is op hierdie oomblik belangriker as my eie. Om te luister beteken, jou agenda tel nou. Wat belangrik is vir jou, dit praat ons nou oor. Ek sit my eie idees op die ys. Ek gee nie nou vir jou my opinie nie, ek gee nou vir jou my tyd, en ek gee vir jou my aandag. En as mense te veel praat, leer hulle nooit om te luister nie. Dit is eintlik 'n verskriklike nederige ding om te doen, om te luister. Wat jy sê vir iemand, wat jy nou sê, is vir my belangrik. Ek stel belang. Ek wil hoor wat jy sê. Is my belangrik om te weet dat jy so voel. Jou agenda is my agenda. Kry jy dit reg? Of is jy maar ook soos ek vanoggend wat moet hoor dat hierdie ding nie altyd reg gebeur in my lewe nie. Een van die wonderlikste eienskappe van die God wat ons dien, is juist dit. Van die begin af leer ek hom ken as die God wat luister. Die God wat sy oor teen die grond het. Die God wat belangstel in lewens. Die God wat weet presies wat aangaan, want hy fokus op my. Die eerste twee ouens in die tuin van Eden het dit al agtergekom oor hierdie God. Die God wat luister. Ek wou vir jou sê, ek word maar altyd omkant gevang met die kosbare woorde in Jesaja 65. Weet jy wat staan daar? God sê, ek het my geopenbaar aan 'n volk wat nie my raad gevra het nie. Hy gaan verder en hy sê, ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek, hier is ek. En dan sê in vers 24, nog voordat hulle roep, sal ek antwoord. En terwyl die mens nog praat, sal ek sy gebed verhoor. Terwyl jy nog praat, sal ek jou gebed verhoor. Dis diep, innig, werklik luister. Dis aktief luister. Dis wanneer wat op jou hart lê vir my saak maak en sin maak.
dis wanneer ek luister. Vanoggend is dit so lekker om te weet, hierdie God luister na elke gebed. Ken elke stem, selfs jou verkoue stem, hy ken die stem ook. Luister na elke gebed, hoor elke woord, ken elke smagting in elke hart. Dis ons God. En as hierdie God mens word en hy kom woon onder ons, het iemand soos Jakobus die voorreg om vir 'n tyd lank 'n huis saam met hom te kan deel. En weet jy, hierdie Jesus het van die begin af na mense geluister, na wie niemand nooit geluister het. Jy agtergekom. Hierdie Jesus het gaan tyd spandeer en stil staan by almal wat altyd afgeskryf was, al het hulle op 'n straathoek bly sit en roep irriterend. As ek wil weet, hoe lyk dit wanneer iemand luister? Moet ek soos Jakobus opkyk na hierdie ou boet van hom. Wat is een van die eienskappe van iemand wat luister? Hierdie persoon vra. Wanneer iemand regtig betrokke is by jou storie, wanneer iemand regtig na jou luister, wanneer iemand flink is om te luister, en hy is deel van hierdie ding wat jy vertel, is daar genoeg belangstelling om later vrae te vra. En daarom moet jy dit dat jy weet, as ek aangaan oor 'n storie, en iemand knik maar net die kop, en daar's nie een vraag nie, nou moet ek weet. Dit lyk of hy luister. Maar wat hier gebeur, is eintlik gemeen. Want dis 'n leuen. Die Here het soveel vrae gevra. 'n Mens dink baie keer aan Jesus as die man wat al die antwoorde gehad het. Wil jy moet nie dink oor hom. Hy was die man met al die vrae. Wie sê julle is ek? Wie sê die mense is ek? Vrou, waarom huil jy? Waarom het jy aan my kleed gevat? Het jy my baie lief? As ek en jy vir die jonge Jesus leer ken op 12, is hy besig met 'n vraag. Sy ouers soek na my vraag vir hulle. Weet julle nie, ek moet in die huis van my Vader wees nie. Ons leer hom so ken, ons sien hom aan 'n kruis aan sy laaste woorde, my God, waarom het jy my verlaat? Nog 'n vraag. Iemand het eendag gaan tel. In al die evangelies, Jesus wat met mense werk, 307 vrae. Daar's 'n boek geskryf daaroor. Die 307 vrae van Jesus. Want in sy luisterproses het die Here 'n baie belangrike ding agtergekom. 'n Goeie vraag help partykeer meer as die regte antwoord. 'n Goeie, eerlike vraag help partykeer meer as die regte antwoord. Uiteindelik, wanneer ons hierdie stukkie pad saam met Jakobus stap, hoor ons hom sê, wees flink om te luister, wees stadig om te praat, en dan kom hy by die moeilike een uit. Wees stadig om kwaad te raak, wees stadig om woedend te word. Hoekom dit laaste? Was altyd die gebruik om die belangrikste gedeelte van 'n betoog laaste te stel. Daai uitklop hou. Wees stadig om kwaad te word. Nou wil ek vir jou sê, as jy nie vinnig is om te luister en stadig om te praat nie, gaan jy hierdie toets doen. As jy stadig luister, of glad nie luister nie, en vinnig praat, gaan jy vinnig kwaad word. Want dan gaan dit nie oor jou nie, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor wat jy sê nie. Dit gaan oor wat ek wil hê. En hierdie ouetjie laat 'n skrikkelike spul goed agter ons, 'n vernietigende mag, 'n spul onbesonde goed wat ek en jy soms in woede kwytraak. En Jakobus 3 praat, Jakobus en ons gaan op 'n stadium nog daar kyk, praat hy van 'n liggaamsdeel wat vuur aan die brand kan steek, hierdie tong. Partykeer sê ons ouens ly aan 'n gesplete persoonlikheid. Maar ly jy aan 'n gesplete tong?
Aan die een kant lof en eer aan 'n God, aan die ander kant vervloeking en veroordeling vir die ouens hier by jou. Jy lei dalk nie in 'n gesplete persoonlikheid nie. Maar as jy die slagoffer van 'n gesplete tong. En nou sê jy vanmôre saam met my kan stem, woede het verskriklik baie krag. Slegte krag. In Grieks skryf dit doen met 2 woorde wat woede omskryf. Die eerste woord is orgie. Dis daai woede wat so binne-in broei. Jy sien dit op 'n gesig, maar jy kan nie jou vinger daar druk nie. En dan tumos. Tumos is daai vuurspiewende berg, daai stoom wat oorkook. En albei hierdie goed, daardie orgie, daardie broeiende woede en daardie tumos wat so stoom ontplof. Nie een is goed nie. Nie een is beter as die ander een nie. Wanneer begin hierdie goed my lewe beheer? Wanneer ek stadig is om te luister en vinnig om te praat. Dan gebeur hierdie goed. Nou wil ek vanmôre vir julle sê, hier staan nie, jy mag nie kwaad word nie. Hier staan nie, wees flink om te luister, stadig om te praat en jy mag nie kwaad word nie. Maar in Efesiërs kry mense dit ook, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Almal van ons word kwaad. God was toornig oor sy volk wat afgode aanbid. Die Here was ontstig oor die tempel wat 'n handelsplek geword het. Almal word kwaad. Het gaan nie oor jy wat kwaad word nie. Het gaan oor jou reaksie. Het gaan oor die broeiende woede wat op 'n stadium iewers 'n prop afskiet. En dit gaan oor daai stoom afblaas woede wat mense om jou op eierdoppe laat loop. Ek het 'n vreeslike mooi spreekwoord teëgekom. In die hart van 'n kind van God is kwaad soms 'n besoeker, maar nooit 'n inwoner nie. Kwaad kom en hy lê besoek af, maar hy sit nooit sy tassies neer en sê hier bly ek nie. In die hart van 'n kind van God is kwaad soms 'n besoeker, maar nooit 'n inwoner nie. Ek wil vanmôre afsluit met 'n baie besondere beeld uit die Joodse literatuur. Rabbies, in teenstelling met dominees, is nogal baie slim. En op 'n stadium was daar hierdie persoon wat die rabbi genader het rondom hierdie tong van hom. En wat Jakobus vanmôre hieroor geskryf het, is presies wat hy nie gedoen het nie. Hy het nie geluister nie. Hy was nie stadig om te praat nie, hy was bittervinnig met sy woede. En hy het later gesien hoe sy gesin daardeur aan stukke, aan skerpe spat. En dan kom vra hy raad. En as hy na die rabbi toe kom, dan sê die rabbi vir hom, kom volgende week terug, presies dieselfde tyd, maar bring vir my 'n kussingsloop saam vol vere. En hierdie is baie opgewonde, want die Jode hou nogal van hulle rituele. En hier gaan nou 'n ding gebeur wat hom gaan vrymaak van hierdie gemors wat hom eintlik inkelder. En die volgende week is hy daar met sy kussingsloop vol vere. En vat die rabbi hom na die kant van die woestyn, toe daar waar die woestyn begin. En sê vir hom, wat jy nou gaan doen terwyl ek bid vir jou, is jy gaan hierdie kussing oopskeur en hom eenvoudig uitskit en laat die vere gaan. En dis presies wat hierdie man doen. Terwyl die rabbi bid, is dit die sloop wat oopgeskeur word, die kussingsloop wat uitgeskit word, daar nie een veer oorbly nie, almal gaan. En daarna kom die woorde, kom weer oor 'n week terug, ons kry mekaar weer hier en bring jou sloop saam.
Daardie week het die man nogal gewonder oor die rabbi se woorde, maar hy kon nie eintlik 'n verskil sien nie. En hy het gewonder, gaan hierdie ritueel werk? En as hy oor 'n paar dae terugkom met sy kussensloop, dan sê die rabbi, goed, wat jy nou gaan doen, jy gaan nou elke veer agterna sit en optel. En die oomblik as jy al die vere terug het in hierdie kussing, sal jou woorde nie meer tolke wees nie. Waarop hierdie man sê, maar dit is onmoontlik, dis 'n woestyn hierdie. Die wind het vir 'n week gewaai, daai vere kan honderde kilometers ver wees, dis onmoontlik om alles terug te kry. En is daar waar die rabbi sê, juis, wees stadig om te praat, stadig om kwaad te word, wees flink om te luister. Amen. Here, ek glo in U. Ek glo in U, o Vader, dat U alles geskaap het. Dat U alles geskep het en steeds daarna omsien, dag vir dag, oomblik vir oomblik. Ek glo, Here, dat U, o Vader, almagtig is, verhewe, maar ook deel van my lewe hier. Ons glo in U, Jesus Christus, ons enigste Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gelei het, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ons glo, Here, dat U opgestaan het uit die dode op die derde dag, dat U opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar U ook sal kom om te oordeel die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ons glo in U, o Heilige Gees, U wat met ons besig is, deur ons gedagtes, deur ons woorde, deur U teenwoordigheid. Ons glo, Here, dat U ons vermaan, dat U ons hoop gee, dat U ons liefhet. Ons glo in een algemene Christelike kerk. Ons glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding uit die dood en ons glo in die ewige lewe. Amen. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, soos wat ons 'n toetrede lied gehad het, na die fotum en seëngoed, dan sing ons ook daar die bekende lied, wat jy almal nou voor jou het, die krag van U liefde. Kom ons staan vir die fotum en die seëngoed. Ons vra, Here, dat U ons sal lei. Vader, Seun en Heilige Gees, waar ons uitloop. Wees die wysheid in ons gedagtes, die wag voor ons monde. En laat dit wat ons doen tot die eer wees van U naam, Vader, Seun en Heilige Gees.